Wat 'n wonderlike voorreg om in die Bybel te kan lees dat Jesus jou liefhet. En ja, dit is die boodskap van die Nuwe Testament. Ons kan baie vinnig, wanneer dit van ons verwag word, Johannes 3 vers 16 opsê, want so lief het God die wêreld gehad. En daarom moet jy nie sukkel om dit te glo nie. Jy moet nie huiwer om te aanvaar dat Jesus Christus jou intens liefhet nie. Paulus bid dit mos ook so vir die gemeente in Efese. In Efesiërs 3 van vers 14 af in daardie mooi gebed van Paulus skryf hy dat hy vir die gelowiges bid, vir ons ook, dat die Here vir ons na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word. En dan skryf hy oor die liefde so in vers 18 en 19, hy sê, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte te verstaan, ja, om die liefde van Christus te ken wat alle begrip te bowe gaan. Dit is Paulus se gebed vir ons, dat ek en jy ook hierdie liefde sal ken. En daarvan skryf Johannes vir ons baie duidelik in sy evangelie. Kom ons lees 3 van hierdie verse saam. In Johannes 13 vers 1 staan daar, dat Jesus al voor die viering van die Paasfees reeds geweet het, dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. En dan staan daar, hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. En dan in vers 34 sê Jesus, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Maar hy kwalifiseer dit, hy sê, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. En dan in Johannes 14 vers 21 praat hy oor hierdie nuwe gebod. Hy sê, wie my opdrag het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Hoe kan jy nog twyfel oor Jesus se liefde vir jou? Hy sê dan, daar is geen groter liefde as hy wat sy lewe vir sy vriende aflê. Ek hoop dat jy hierdie week ook 'n heerlike aptyt vir Jesus ontwikkel het, of ten minste dat jou liefde vir hom verdiep het. En dat jy sal hoor dat Paulus ook vir jou en vir my bid, dat ons hierdie liefde sal ken, hierdie liefde wat hy sê, wat alle begrip te bowe gaan, en dat ons saam met al die ander gelowiges, die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte daarvan sal ken. Jesus Christus het jou oneindig lief, glo dit, koester dit, en wees vir hom ook lief. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat U ons lief het, dat U ons eerste lief gehad het en dat U ons nog steeds lief het. Dankie dat U ook beloof het dat U ons sal lief hê tot die volëinding toe, tot in ewigheid. Leer ons om nog liewer vir U te word. Hier waar ons nou sit, ervaar ons U teenwoordigheid en glo ons U het ons lief. Baie dankie daarvoor. Amen.